kind, my begeerte is na jou. My begeerte is om in jou teenwoordigheid tyd te kom spandeer. Tyd met jou te hê. Aangesig tot aangesig met jou te spandeer. Want ek het jou so lief. Maar jy het toegelaat dat omstandighede en die dinge van hierdie wêreld my plek gevat het. En jy het my seggenskap en my krag in jou lewe kom minder maak. Ek staan vanoggend by jou hartstier en klop. Wil jy nie by die laat inkom nie? Wil jy nie vanoggend net oopmaak vir my? Ek kom nie vanoggend net met 'n klomp geskenke en goeders nie. Ek kom vanoggend net om jou 'n druk te gee. Ek kom vanoggend om jou om te omvou met myself. Wil jy nie vanoggend net oopmaak nie? Wil jy nie neersit waarmee jy besig is nie? Dat wat jy nodig het is my. Sê die Here. Toe ons volgende daar die liedjie sing, Houtkruis. Nou sing ons is vry. Toe besef ek ons glo nie daai woorde nie. Verkeer in my lewe moes ek by kantoor mense hê wat sê, pastoor, ek sukkel nog met hierdie. Pastoor, ek sukkel nog, die duiwel het nog hier so hou vas in my lewe. Jy het nie vanoggend berading nodig, jy het vanoggend om te glo dat die Seun van God jou waarlik vry gemaak het. Jy is vry vanoggend. Ja, maar pastoor, jy is vry vanoggend. Pastoor, maar jy is vry. Jy sien, die duiwel kry dit reg, dat hy ons geloof aanval, want ek glo dit nog nie. Ek wil amper sê, woe! Jesus! Yes! Nee, jy is nog vry. Die duiwel het nog gehou vas, jy sit nog aan die sitplek stil. Kom, Jesus het jou vry gemaak. Wat kom met jou vryheid? Spel uit jou bakheid. Moet jy laat die duiwel hou vas nog steeds in jou uit, solang as jy daar gaan sit, solang as jy kan staan, solang kan hy hou vas en kom. Hy het jou vry gemaak, glo jy dit vanoggend? Het lyk nog steeds nie so nie. Is jy vanoggend vry? Is jy vry? Jesus! Is vanoggend op tafel. Wat sê? Wat getuig? Jy is vry. Ek wil amper sê, ek wil nooit weer hoor, maar pastoor, die duiwel het my aangeval hierdie week. Mense, hoeveel keer het jy my se agteruit geskop? Hoeveel keer? Of gaan jy nog steeds aangaan in die ding van, ag, die arme wurmpie ek? Jy weet, pastoor, ek is maar net 'n sondaar. Wat sê hierdie tafel vanoggend vir jou? Jy is wel 'n kind van God. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Hoe sukkel jy nog met sonde? Want jy glo jy moet nog. Jy glo jy is nog 'n sondaar. Jy is volgens die tafel. Wat sê ek is vry? Ek is kind van God. Weet wat? Ek het die reg om geregtig te lewe. Ek hoef nie meer met sonde te sukkel nie. Sonde is nie meer my probleem nie. Die duiwel is nie meer my probleem nie. Want ek het 'n redder, wat die gesag van my lewe is. Kom aan mense. Dis tyd dat hierdie goed ons opgewonde maak. Toe ek vanoggend sing Houtkruis, toe kom het by my op. Ons sing partykeer met so 'n hartseer gesiggie. Oeh, dit is so ernstig. Nee, ons moet opspring.
Die Here wil hê, hy sê ons sing nou soos Dawid gedans het. Hoekom? Want die grootste uithou, klophou gegee is wat die duiwel ooit in die toekoms in die oude tyd is op die kruis gegee. Hy is uitgeslaan, knock-out vir 10. Hy het nie meer reg nie, hy het nie meer krag nie. Want hy was al op die kruis. Amen. Kom aan, raak opgewonde. Kom aan. Laat het in jou gees kom vanoggend. Laat het in jou gees kom. Jy sit nog hier so, dis nog hier. Hoe heb jy die storie nog gehoor, pastoor? Ek gehoor hom. Nee, laat hy hier kom vanoggend. Want wanneer in jou gees kom, dan kan jy nie gaan weer anders sing. As ons hom begin beweeg nie. Want dat is vanoggend in oorwinning. Die duiwel word verslaan. Kom op, hy is uitgeslaan. Jesus Christus leef. Amen. Amen. Ek probeer jou nie opsweep nie. Dis tyd dat ons 'n besef kry in ons gees. Wie ons is. 'n Besef kry. Ek is klaar met die wêreld. Ek is klaar met die duiwel. Ek is klaar met al die nonsens. Hoekom? Want ek is vanoggend vry. Die duiwel wil jou oortuig elke week. Hier is nog jou probleem. Maar ek is vry. Solank as wat jy gaan glo, jy is nie vry. Solank gaan jy nie dit wat klaar betaal is, nie wat vanoggend 'n bewys is, nie ervaar nie. Hier is volgens die waarheid. Nie alleen wat die duiwel jou probeer vertel. Jy is nog vasgevang met waarmee jy dink jy is vasgevang. Hierdie is ons waarheid. Maar as dit in jou gees, en dit in jou gees geval, want wanneer dit in jou gees val, dan kan ek sing soos daai song. Wie gaan my kan stil maak? Wie gaan my kan staar krap? Wie gaan my kan doodmaak? Niemand nie, hoekom? Want hy leef. Ek is vry vanoggend. Ek is vanoggend kind van God. Sorry dat ek so afgaan. Ek kan nie help nie. Jesus. Prys die Here. Ek kan sommer 'n sekonde sit. Ons gaan net vinnig kyk na hierdie verbondsmaal. En ek het volgende week gehad dat ek wil net weer hierdie wys. Sit gou vir ons daai prentjie op, Marinus. Het julle al hierdie broodjies gesien? Sien dit baie keer, nee? Ja. Wat word hy genoem? Graham cracker op. Nee, is 'n matza. Daar's 'n rede vir die naam. Die naam in die oorspronklik beteken sonder suurdeeg. Sonder suurdeeg. So as jy wonder hoekom smaak hy soos hy smaak, maar as jy suurdeeg eet nie. Alright. Ek wil hê julle moet kyk hierdie prentjie, ek het ons 'n bietjie daar vir julle vergroot. Dis hoe hulle lyk. Die eerste ding vir my is dat die Jode maak hierdie broodjie en meeste van hierdie rabbies wat hierdie ding maak, weet eintlik nie hoekom doen hulle wat hulle doen nie. En baie van hulle glo nie in Jesus Christus nie. En vanoggend is ek besig met die liggaam van Christus. Het julle dit? Hierdie is nie vanoggend 'n broodjie wat ek gou kom eet nie. Ek is nie, as jy honger is hierdie nie nou die tyd nie. Want ons is nie besig met kos nie. We are busy with the body of Christ. Die liggaam van Christus. En so ek wil hê jy moet sien hierdie matza is gebrand. Kan jy dit sien? Hierdie is ordentlik gebrand. Ek dink dat hom ordentlik gedoen. So dit moet wees eintlik. En dan dink jy, ag ja, weet jy eers nie om 'n ding te maak nie. Kom brand hom. Nee. Hy's gebrand. Want al die judgment, al die oordeel van God op sonde was op hom gewees. Hy was jou brandoffer gewees. Dink jy God is nog kwaad vir jou? Nee. Hier is die bewys. God kan nie meer kwaad wees nie, want al sy oordeel, in die Engels sê hy, his wrath was poured out on Jesus.
Vanoggend as jy hierdie liggaam neem, dan wil ek hê jy moet sien, hy was verbrand vir jou. Jy moes eintlik die een gewees het wat verbrand was. Jy moes daai oordeel gevat het. Daai het. Daar's nie meer oordeel vir jou nie. Daarom sê Romeine 8, want die wat in Christus is daar geen meer veroordeling. Moenie dat die duiwel jou kom veroordeel nie. Moenie dat mense vir jou oordeel oor sekere goeders, oor tradisies en rituele nie. Hy het die oordeel gevat. Die volgende ding wat ek wil hê is, sien julle daar's gaatjies in hierdie WhatsApp. Kan julle hom sien? Gaatjies. Hy was deurboor vir jou en my. Daai spykertjies was nie net, ek weet nie, daar was nie net 'n touwtjie opgedra nie. Daai spykers was regtig deur sy liggaam. En dan sal jy sien, daai streepies is hardloop in sulke lyne. Want die hale op sy rug was vir jou gewees. Elke haal wat hy gevat het, het hy vir jou gesê, is vir jou my kind. Is vir jou. Volgens as jy die liggaam neem, wil ek jou sien hoe sy deurboor. En hoe lê die hale op sy rug, van daai hale, deur sy wonde, het daar vir jou genesing gekom. Wat neem ek vanoggend in, as ek sy liggaam neem, die genesing, wat in die hale van Jesus Christus sy liggaam neergelê is. En dan was hy gebreek. En hy het gesê, hierdie is my liggaam, wat vir jou gebreek is, stikkend geslaan is. En so 'n broodjie bietjie vanoggend nie so mooi lyk nie. Is hy nie verstaan om mooi te lyk nie. Want ek kan vir jou weet, Jesus Christus se liggaam was fyn as flenters geruk. Waarmee is ek vanoggend besig? Met sy liggaam. Die bloed. Hy het gesê, hierdie is die beker. Wat vir jou gevloei het. Maar dit was nie die bloed gewees nie, dit was die verbond in sy bloed. Jy sien, daar's iets wat ek en jy kry, wanneer ons die bloed inneem. Daarom sê ek so maklik vir my, of sê ek partykeer so vir mense, ons is nie net vanoggend besig met 'n broodjie en 'n sap nie, ons is vanoggend besig met die liggaam van Christus. Dit wat ons nou geneem is die liggaam. Wil jy moet dit so sien? Sien jy my? Amen. 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 30, kom Paulus en hy sê die volgende, hy sê, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, van wie het hy het ontvang? Van God. So dit was nie 'n katholieke kerk wat hierdie ding ingestel het nie. Wie het dit ingestel? God die Vader. Hy sê dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en hulle het gedank het, hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. As jy vanoggend die brood neem, is dit nie net vir jou 'n stukkie brood nie, dit is vanoggend as 'n gedagtenis, herinnering, dit is sy liggaam, wat vir jou en my gebreek is. Hy sê net so oor die beker, na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Hier is die vraag wat ek net binne opgekom het. Hy sê so dikwels. Neem jy die liggaam en die bloed by die huis? Doen jy dit? Of wag ons vir die 1 keer 'n maand hier by die kerk? Jy sê pastoor, maar ek is nie pastoor nie en ek is nie 'n ouderling nie. Is dit waar ons staan? Hy sê so dikwels as jy daaruit drink. Ek wil amper vir dit vra, ouers, paas, as jy enkel ma is, maak tyd met die liggaam van Christus
as 'n gesin, moenie wag vir 1 keer 'n maand nie. Doen dit by julle huise. As 'n gesin, neem dit. Neem die liggaam. Dit sê so dikwels, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Met ander woorde, ons verkondig die oorwinning en dit wat hy gedoen het in sy liggaam. Elke keer as ons dit neem. Hy sê wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. En ek gaan vir jou wys wat ons gedoen het, ons het gesê, en die wat onwaardig is. Is dit waar ons staan? Want hoeveel van ons sê, ek gaan nie vandag neem nie. Dalk het ek sonde in my lewe. Is reeds die waardige wat vir die onwaardige gesterf het. Hierdie liggaam is reeds daar gegee vir my sondes. Maar hy sê die wat? Onwaardige wyse. Dus as jy dan op 'n onwaardige wyse die brood eet of 'n beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Dit gaan hoe ek dit gebruik. Nou dink ek is 'n ritueel, pastoor, moet ek nou eers so maak en dan so, nee, dis nie wat jy bedoel. Hierdie praat van eintlik weer ter God is 'n hartmens, God is 'n geesmens. So wat sê hy, wat is die manier waarop jy dit neem? Hy sê, maar die mens moet homself beproef. Wat doen ons baie keer voor ons dit vat? Here, okay, laat ek eers al my sondes gaan bly. Nou kom ek tydelik sterf. As ek my sondes moet bely voor ek die liggaam kan neem, dan beteken ek red myself nou weer. So wat moet jy beproef? Vers 29. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei. So wat is die onwaardige wyse dan? Om nie te onderskei waarmee ek besig is nie. Om hierdie dinge net te hanteer as 'n stukkie krakkertjie en 'n bietjie druiwesap. Dis onwaardig. Maar die oomblik as ek dit neem op 'n waardige wyse, en sê hier is vanoggend die liggaam wat vir my gebreek is, wat vir my verbrand is, wat vir my deurboor is. Ek vat vanoggend die liggaam van Christus. Hy sê dan, hy sê met ander woorde, as ek dit op 'n waardige wyse neem, gaan daar nie 'n oordeel kom nie, is dit nie? Dan gaan daar seën kom. Want ek onderskei die liggaam vanoggend, wanneer ek dit neem. Nou luister as jy, wat is die oordeel? Daarom is daar onder julle baie swak is, sieklik is en 'n aantal het ontslaap, van julle het al dood gegaan. Die wonder, die hale, is vir my genesing. Kom as jy siek, want jy het nie die hale gevat nie, want die is maar nie te krak het. So daarom is daar onder julle swak is en sieklik is, en 'n aantal van julle het ontslaap. Met ander woorde, as ek dan die liggaam van die Here erken, en ek erken vanoggend, hierdie is die liggaam, dit is sy bloed wat vir my gestort is vanoggend, dis wat ek inneem vanoggend. Onthou, ons is nie besig met 'n natuurlike aksie nie, ons is vanoggend besig met 'n geestelike aksie, so daarom moet jy die gees begin sien, waarmee is ek besig? Die liggaam. Mag jy vanoggend sien, want die wat sien, gaan die seën ontvang. So met ander woorde kan dit dan die teenoorgestelde dan waar wees, as ek die liggaam neem, gaan ek sterk wees, nie meer siek wees nie, en dalk selfs nie sterf nie. Die Bybel sê, Steen, Jakob 4 vers 3. Hoor jy dit? Jy gehoor vanoggend, waarmee is ek besig? Waarmee is ons besig? Met die liggaam. En daarom wil ek jy, voor jy vanoggend neem, dat jy jouself gaan ondersoek en sê, Here, erken ek vanoggend u liggaam en u bloed. Is ek ernstig vanoggend met hierdie, wat dit is? Of dink ek maar net, ag, as jy nou krakkertjie en 'n bietjie druiwesappies, kom ons doen dit nou net. Dan vat jy dit onwaardig.
Maar vat dit vanoggend op 'n waardige wyse, deur te erken, ek is besig met sy liggaam en met sy bloed. Want in dit kry ek alles wat hierdie liggaam verstikkend geslaan was, gebreek was, gebloei het. Dan word dit, ja, dan is dit vanoggend joune. Waar is dit as jy dit geneem het? In jou. Miskien gaan ek nou iets sê wat ek moet sê, maar dis ook oké. I want you to get this. So dat ek terug het ouens en so storie gehad van die COVID injection. En ek het vir mense gesê, dis dieselfde as jy medikasie gaan neem of enig van daai goeders. If it's in, it's in. As jy jou ingespuit het met watter medikasie wat ook al is in. En hy gaan nou doen wat hy moet doen. Hoor So wat sê ek vanoggend vir jou, wanneer jy hierdie neem en erken dat dit die liggaam van Christus is en jy is vanoggend in, gaan hy nou doen wat hy moet doen. Amen. Maar dan moet jy erken wat jy ingevat het. And it will do what it's been sent to do. It will do it. Dis 'n kontakpunt vir ons in 'n geestelike omstandigheid of 'n geestelike kontakpunt van die realiteite van dit wat Christus kom doen het. En dan moet jy nie skrik as ek weer siek word nie. Jy moet sê, dankie Jesus, u liggaam werk. Amen. Dan moet jy nie kom weer stories rondloop. O, Here, ek wonder hoekom is daai ding nou weg? Jy moet weet hy's weg, maar ek het 'n liggaam geneem. Wie wat is ons grootste probleem? Ek kan dit nie glo nie. Reg? Hoe praat ons? Ons praat onsself uit die seëninge en realiteite van Christus, omdat ons nie in die gees dink nie, omdat ons nie in die gees hierdie goeders ervaar nie. Want ons net besig met 'n natuurlike ou krakkertjie en 'n bietjie strydersand. Ons is besig met die gees, met die realiteite van dit wat Christus vir my gedoen het. Ek vra dat die ou mense vooruit te kom. Jakob hulle het gevra om te kom doen. Ek wil jou vanoggend vra om nie dadelik te neem nie. As almal gekry het, gaan ons saam neem, want ek wil jou lei in 'n gebed vanoggend voor ons gaan neem. En ek wil jy moet iets bely vanoggend. Dit nie maar net weer 'n normale ag, ons het 'n goeie nagmaalddiens gehad. Ons ek is moeg verspeel. Ek wil die realiteite van Christus hê. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil. As God se woord sê, sy liggaam maak my gesond, dan wil ek dit ervaar. Of is my God alleen maar? Dis wat God ons oproep na. Dit is om net weer 'n bietjie ernstig gaan opneem. Dis as hy sê jy gaan genees wees, dan moet jy dit verwag. Ek wil volgende hê, as jy het geneem het, moet jy, as jy siekte het, of wat ook al in jou lewe, dan wil ek hê van môre af, van vanmiddag, as jy dit geneem het, dan moet jy met 'n verwagting leef, vir om te sê, dit gaan happen, it's coming, I'm waiting, it's coming. En partykeer moet jy met hierdie donker Afrika 'n bietjie praat. En sê, it's coming. Hou vas. Amen. Prys die Here. Ek wil iemand nou agter my aan sê, ons gaan nou die brood neem. En sê, Here Jesus, ek kom na u toe en onthou alles wat u vir my aan die kruis gedoen het. Dankie dat u my so lief het. Dat u die hemel vir my prys gegee het. Dankie dat u die liggaam gebreek is, sodat my nie jou kan wees. Soos ek die liggaam neem, ontvang ek die opstandingslewe, die gesondheid en krag. Deur die genade sal ek volkome sterk en gesond wees al die dag van my lewe. My oë sal nie verdof word nie. My krag sal nie afneem nie. Geen siekte kan my liggaam meer bly nie. Want dieselfde krag wat u uit die graf opgewek het, vloei deur my.
Deur u wonde is ek genees. Dankie Jesus. Ons neem ook na die beker en sê, Here Jesus, dankie vir u kosbare bloed. Dankie dat u my skoon gewas het van al my sondes. Ek staan voor u volkome, regverdig en vergewe. U bloed het my verlos van elke vloek. En vandag kan ek vrylik al die seëninge ontvang wat die hoof van die regverdiges kroon. Ek ontvang nou alles wat in hierdie verbond en testament aan my gegee is. Amen. Ek wil 'n kort gedagte met jou deel. Dit is dalk 'n hele paar skrifte wat ek vanoggend met jou wil deel. En as jy jou Bybel kan jy so blaai in Galasiërs 3 en 4. Maar ek wil hê ons net iets verstaan rondom dit en ek sluit my aan by dit wat ons vanoggend geneem het. Want ons het die bloed geneem en dis die verbond in daardie bloed wat vir ons iets gee. Dit gee vir ons reg op sekere goeders. Maar jy sien, die vyand het ingekom met sekere leringe in die kerk en partykeer het ons geleer, maar ek het nog nie reg nie. Dis vir eendag in die toekoms. En dis 'n leuen van die vyand, want Jesus se werk was volbring, was volkome gewees. En dit wat hy vir ons sê, die bloed, is die verbond in daardie bloed, is reeds voltrek. So ek gaan nou nie lank hou nie. Ek gaan probeer so vinnig as moontlik maak. Maar ek wil hê jy moet iets net begryp vanoggend, want ons is nog steeds vir my besig met Jesus Christus, die gesag van ons lewe, waar ons verlede week bietjie gaan geraak het, waar die vyand klaar uitgetrek is. Hy het nie meer autoriteit en krag. Ek sê deesdae moet die duiwel jou oreed om jouself te vernietig. Want hy kan dit nie doen nie. Daarom het soveel mense wat hulle eie lewe neem. Because he can't. Maar hy moes jou oreed het om 'n leuen te glo, sodat jy glo ek is op die einde. Soveel mense wat betrokke is by allerlei ander goeders in die lewe. En wat vir my ook hartseer is, dat kinders van die Here baie keer hierdeur ook geraak word. Maar dis omdat ons dalk nie presies weet, wat is ons reg nie. Wat is reeds myne, wat is tot my beskikking nie, en so kom die vyand, en wanneer hy jou aanval, dan dink ek nie ek kan iets teen dit doen nie. Het enige van julle al 'n erfporsie ontvang? Enige iemand? 'n erfporsie ontvang, nee? Ek van God af. Van 'n familie? Nee. Ryk oom, dalk jou pa. Right. Die vraag wat ek wil weet, hoeveel moes jy werk vir daai erfporsie? Moes jy gewerk het? Moes jy iets gedoen het? So wat moes jy doen voor jy dit kon verdien? Of dit joune gemaak het? Niks. Jy ken nou die wette meer. Niks, is reg. Jy moet dit ontvang, ja. Maar jy moet niks doen daarvoor om dit te ontvang. Daar's nie eers iets wat jy daarvoor moet doen nie. Die vraag wat ek jou ook het, moes jy sterf om die erfporsie te kry? Of moes iemand anders te gesterf het? Jy sien, dis die lering wat in die kerk ingekom het, is dat wanneer jy sterf eendag, gaan jy jou erfporsie kry. Hoor jy wat die duiwel gedoen het? Eendag is ek dood gegaan en ek gaan hemel toe. Dan is dit nie my erfporsie nie. Hoeveel van julle het 'n testament? Wanneer word daai testament, wanneer kom hy tot krag? Wanneer iemand sterwe? Moet jy sterwe? Nee, die een wie se testament dit is. En so tot wat het jy dan die reg? As jy die erfgenaam is van daardie erfporsie, tot wat het jy reg?
Net 'n stukkie. As hulle vir jou sê, hierdie persoon het vir jou R2 miljoen gelos in sy huis. Ons gaan net vir jou R1 miljoen gee. Nee, jy het reg op alles wat daai testament vir jou sê, wat jy reg op het. En so in dit wil ek dan vanoggend met jou praat oor Jesus Christus, die gesag van ons lewe as erfgenaam. Jy sien, Jesus Christus het my en jou die erfgenaam gemaak. Deur hom het ons so erfgenaam geword, want onthou wat hy sê, ons is mede-erfgename van Christus. So wie erf ons? Van wie af erf ons? Jesus Christus. Van hom af. En ek het reg tot alles wat daai verbond insluit. Wat daai testament insluit. Maar nou kom die probleem in. Is dat ons het onsself gemaak as nie deel van die een wat het moet ontvang nie. Die duiwel het ingekom en gesê, jy is kinders van die Here, julle is die kerk, en weet wat het hy gedoen? Hy het die kerk in Israel geskei, en jy moet deel van Israel wees om die verbond te kry. Jy moet deel van Israel wees om die beloftes te ontvang. Dis wat ingekom het, dis die teachings wat ons vandag hoor. Maar ek wil volgend vir jou sê, jy is volgend erfgenaam en ook kinders en saad van Abraham. Galasiërs 3 vers 7 sê, julle verstaan dan, dat die wat uit geloof is, hulle is kinders van Abraham. Hoeveel van julle het tot geloof, tot wedergeboorte gekom? Ons almal. Daar is nie 'n ander manier nie. Jy sien, en die vyand het ingekom en sê dat die natuurlike Israel die Israel is. Maar wie het vir jou gesê, ons moet in die gees sien? Ons moet begin sien soos God sien. Galasiërs 3 vers 15 tot 18 sê die volgende. Hy sê, broeders, ek spreek menslikerwys, selfs 'n mensetestament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sê nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. So wie is die saad van wie hy gepraat het, toe hy met Abraham gepraat het, aan jou saad? Christus. Sien julle dit? En wie is ons? In Christus. So daarom is ons in die saad. Hy praat nie van baie sade nie, want hy praat nie van baie geslagte of nageslagte nie, hy praat van een nageslag. Daar is een nageslag aan wie God die belofte deur Abraham gemaak het, en dit is aan die Christus geslag, waarvan ek en jy deel is. En daarom moet ons verstaan dat om waarlik Israel te wees, beteken ek moet in Christus nageslag wees. Want dit is die Israel van God, dit is die liggaam van Christus. Maar ek sê dit, vers 17, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Dit wil sê, die wet het geen effek of geen krag op dit wat klaar bekragtig is in die verbond, in die testament van Jesus Christus nie. Dit kan dit nie wegvat nie, dit kan jy nie daarvan af weerhou nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie, maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte dadelik geskenk. Vers 23 sê, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, sê vir die persoon langs jou, die geloof het gekom. Moet dit nog kom? Het gekom. En so daarom is dit nie meer dat ons onder tugmeester sit nie. Ons is nie meer op 'n plek waar ek en jy 'n diensknegt
mentaliteit hoef te hê nie. Is ons nie meer onder 'n tugmeester nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus Jesus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is dus nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Daar's net een nageslag in Jesus Christus. Die natuurlike wat jou bepaal het voorheen, bepaal jou nie meer nie. Dis nie of jy ryk is, of jy arm is, of 'n slaaf is, of jy 'n Jood of 'n Griek is nie, dit maak glad nie meer saak in daai realm nie. Dit maak nou saak, is jy in die geslag van Christus. Vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Sê vir die persoon langs jou, goeiemôre jou erfgenaam. Glo jy dit vanoggend? So wat ek in dit vir jou wil kom sê is, jy is deel van die Israel van God. Inteendeel, in die Nuwe Testament word ons Sion genoem. En al die beloftes en dit wat God beskikbaar gestel het vir daardie volk, vir daardie generasie, vir daardie geslag, is nou joune. Jy hoef nie met te wonder, wanneer gaan Israel wat doen in die ooste nie? Ons is die Israel. Paulus skryf inteendeel dat hulle moet nou ingeënt word. Hulle moet soos enige ander persoon weer gebore word. Daar is net een manier om deel te word van die erfgenaam, om deel te word van die saad, en dit is deur wedergeboorte in Jesus Christus. Daar is nie ander manier nie. 4 vers 1 sê dan, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in die diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Met ander woorde, die wêreld het bepaal. Die wêreld het 'n oorhand op my lewe gehad, toe ek as 'n kind gesien was. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Het jy die gees ontvang? Dan kan jy vanoggend sê, jy is kind van God. Dan kan jy vanoggend sê, ek is erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. In die Engels sê hy, then you are a son. Want in daai tyd was dit Christus die seun wat die erfgenaam was. Maar ons het deel geword van die seun. Deel geword van die nageslag van Abraham, deel geword van die nageslag aan wie die belofte gemaak is, aan wie die testament gegee is, en daarom is jy nie vanoggend uitgesluit uit dit uit nie, jy is vanoggend deel daarvan, jy het vanoggend volle reg op dit wat Christus vir jou kom gee het, jy hoef nie te wonder nie, want dit is presies wat die vyand vir jou wil kom sê is, jy het nie toegang tot dit nie, want jy is nie deel van Israel nie. Dis 'n leuen van die duiwel. Want God het jou deel gemaak van sy volk, van sy mense, van sy verbondsvolk. Jy is in Christus uitverkies. En daarom het ek en jy vanoggend die volle reg op dit. Daarom het ek en jy vanoggend die reg om te gaan en sê, ek vat vanoggend my erfporsie, dit is myne. Jy hoef nie meer toe te laat dat die duiwel vir jou sê, dis nie vir jou beskore nie, dis nie vir jou bedoel nie. Want jy is deel gemaak van die erfgenaam, die een aan wie dit gegee is. En jy het volle reg
tot die volle erfporsie. Want jy sien, wanneer ons in die stryd staan, dan wil die duiwel vir jou laat glo, jy kan nie daarop aanspraak maak nie, want jy is nie deel nie. Efesiërs 2 vers 11 tot 16 sê, want daarom onthou, dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, wanneer? Nou, nie eendag in die hemel. Weet julle wat ek sê? Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insetting bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daar in die vyandskap doodgemaak het. Vandag is jy deel van Israel. Die beloftes wat God aan Israel gemaak het, is jou en myne. En alles wat die bloed vir jou kom gee, wat die liggaam vir jou kom gee, is joune. Die duiwel kan dit nie meer van jou weghou nie. Die duiwel kan dit nie sê vir jou, maar jy is nog nie geregtig daar nie. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy het volle reg op alles in die verbond. Dis joune. Jy sien, ergens sal ons moet begin opstaan, om te begin leef in die realiteit. Maar solank as wat die duiwel jou gaan probeer oorreed, dat dit is nie so nie, dit is nie vir jou bedoel nie, solank kom hy weg daarmee, dat jy glo, dit is nie vir my nie, want ek is nie Israel nie. Maar vanoggend sê ek vir jou, jy is. En dis wat sy woord sê, is nie ek wat al hierdie storieetjie vir jou probeer opmaak vanoggend nie. Hy sê vanoggend, jy is die saad van Abraham. Jy is vanoggend die nageslag waaraan die beloftes gemaak is. So ons moet weet dat ons wettig reg daarop het. Ons moet die gesag ervaar om voort te gaan en ons besittings in besit te neem. Jy sien, wanneer die duiwel vir jou kom sê, jy kan nie hierdie beloftes hê nie. Jy mag dit nie hê nie. Hy wil vir jou kom sê, as jy hierdie beloftes kan hê, kan dit nie hou nie. Want my genesing gaan nie hou nie. Maar wag vir die volgende probleem. En as jy hierdie beloftes nou kan hê, gaan jy dit nie kan hou nie. Dis die leuns waarmee die duiwel jou aanval. Dis die stryd waarmee ons is. Daarom wil ek vir jou sê, vanoggend is Jesus Christus die gesag van jou lewe, want in hom is ons erfgenaam, in hom is ek vry, in hom het hy my alles kom gee, en dis myne. Amen. Ons het onsself, soveel keer het ek al gehoor, onsself ontneem uit die seën wat oor Abraham uitgespreek is, en dis joune, dis myne. Daar die selfde seën is vanoggend jou en myne. Jy kan dit in besit neem en dit joune maak en vir die duiwel begin vertel om te gaan. Want jy gaan nie langer sy leuns meer glo nie, sodat ons kan kom in 'n plek waar ons sal leef in die realiteite van dit wat vir my en jou beloof is. Because it's yours. Nie eendag nie, nie iets wat ek nog moet doen nie, but because of what he has done. En omdat ons in hom is, waaraan die beloftes gemaak is, die saad, is ons deel van dit. Is ek en jy volgend erfgenaam, en het ons die volle reg op ons erfporsie nou. Ek hoop dat hierdie boodskap jou geseën het. Amen. Ek hoop dat jy gaan begin vat wat die Here vir jou kom gee het. Dis tyd dat ons uit die natuurlike beweeg en kom in die geestelike waar God werk. God is gees. Besef julle dit? So when he works in the spirit. Mens sien ons het alles op die natuurlike gaan plaas en God het beweeg in die natuurlike in Christus in die geestelike. Daarom gaan dit nie oor my vel. Dit gaan nie oor my natuurlike geboorte nie, maar dit gaan oor my
besnydenis en die geboorte in Christus. En daarom is dit joune. As jy dit vat vanoggend, is dit joune. Ek dink op die Here staan en sê, maar hier is dit, ek het nog die hele tyd vir jou uitgegeet, dis joune, nou, vat dit. Mag jy dit vat, mag jy gaan hierdie week en dit jou eie maak, sodat jy daarin kan begin leef. Die vyand kan begin vertel, jy het nie meer reg nie, Satan. Jy het nie reg op hierdie aarde nie, because I am. Ek is die erfgenaam. Hierdie aarde behoort aan my. As die Here sê, dit is syne, dan word dit myne. En so die duiwel het nie reg nie. Ons het. En so ek hoop dat hierdie boodskap dat 'n realiteit in jou hart sal word. Dat 'n waarheid sal word groter en groter. En dat jy meer en meer sal begin leef. Want ek wil die seën van Abraham op jou lewe sien. I want to see it. Because it's coming. Jy moet dit vat. Dis joune. Here, dankie dat ons vanoggend weer kon hoor, dat ons vrygekoop is, dat ons erfgename is, dat ons geregverdig staan, dat die seël gegee is in Jesus bloed, dat ons 'n nageslag is, dat ons deel is, dat ons kindskap het, en dat ons kan staan as deel van God se volk. Sy kinders, diergekoop, lewende erfgenaam. Here, ons loof U, ons prys U vir die weldade. Dankie vir daardie belofte, dankie vir daardie seën, dankie vir die testament waarin ons is. Ons loof en prys U, Here. Dankie dat ons weet wanneer ons uitbeweeg, is U daar. U bly nie hier agter. En daarom hoef ons te vra en te smeek, Here, gaan saam met ons op die pad voor ons uit. Want ons weet, Here, U is daar. Maar ons vra, Here, dat in U teenwoordigheid, dat U ons baie vir ons gelyk sal maak. Dat U 'n lig sal wees vir ons. Dankie vir die Heilige Gees teenwoordigheid, elke oomblik in ons hart. Breek die boodskap vir ons verder. Ons gebed, Jesus, in groot dankbaarheid vir wat U gedoen het. Amen.